Welkom terug by die groot ontbyt. By die G20 beraad wat nou in Suid-Afrika is, het ons nou 'n wonderlike konsep en 'n wonderlike benadering weer, net 'n hele nuwe benadering vir mense wat fisies gebreke ly. En dit is lekker om te weet dat ons in Suid-Afrika 'n diverse land is. Ons is trots op ons diversiteit. En nou is daar iets wat ons noem die D20. Dis vir mense met fisiese uitdagings by die G20, waar mense hulle stem dikker maak vir mense met fisiese uitdagings in ons land. Nie net in ons land nie, maar dalk nog oor die wêreld ook, om 'n bietjie bewustheid te skep. Goeiemôre julle. Môre. Ons praat vanmôre spesifiek met Trien Wenzel de Tooy, hulle Trien, en ons praat ook met Andrew Hofmeyer. Kom ons praat 'n bietjie oor die D20 inisiatief. Waar het dit begin? Ek dink ons kan begin by 2022. Die sake van persone met gestremthede is nog altyd op die tafel. G20 is opgestel jare gelede, 20 jaar gelede, vir regerings van verskillende lande om bymekaar te kom om met mekaar te praat oor beleidsraamwerke en beleidskwessies in die lande. En terselfdertyd is daar 'n geleentheid aan die kant opgestel vir civil society om tydens hierdie periode bymekaar te kom, hulle kwessies op die tafel te sit, dit vir die regerings te gee en die rede daarvoor is dan vir regerings om mekaar verantwoordbaar te hou vir die dinge waarvan hulle bewus gemaak word en wat hulle van bewus is en wat van die gemeenskap afkom. C20, wat Civil Society 20 is die groot engagement groep wat daar binne die G20 is. En disability, vir issues met gestremdhede, behoort daar na vore te kom. Oor die jare is daar gesprekke, ons het probeer deelneem daaraan, maar as jy na die uiteindelike beleidsdokumente kyk, dan is daar geen bewys, of jy kan nie die spoor sien, dat die saak aangespreek word nie. So die laaste 3 jaar in die sektor het ons probeer mobiliseer, in die Filippyne 2022, Indië 2023, Brazil 2024 was daar die eerste Disability 20 konferensie gewees, en omdat ons nou in Suid-Afrika die G20 het 3 jaar, het ons nou daai stokkie aangevat, om op 'n baie meer aktiewe manier die sake van persone met gestremthede, veral van beleefde ervarings, nie op te vang, neer te skryf, om dit dan te oorhandig aan regerings. Trina, watter kwessies is tot dusver toe aangespreek? Ek sien julle verskil. Wat is die verskil wat julle hoop om te sien hierdie jaar? Ons is baie gelukkig dat ons vir Andrew het as ons projekleier spesifiek van ons nasionale raad se D20 inisiatief. Ons werk ook saam met ander organisasies, NPO's. Ons spesifiek as nasionale raad werk aan 5 werkstrominge, werkgroepe, binne wat alles natuurlik lei na die G20 se stroming. Hulle het 15, maar ons het net 5 gekies waarvan ons die kapasiteit het. En die een is digitale ekonomie, die ander een is toerisme, dan is dit inklusiewe onderwys, agriculture and poverty, en dan work and employment. So dit is die wat ons aan werk, en dan het Andrew verskillende leiers opgestel. So elkeen van die werkstrominge het wat ons noem 'n project of 'n workstream lead, en hulle het weer co-leads. Dis persone met gestremdheid wat op baie hoë vlak funksioneer, wat ook rolmodelle is, en hulle hanteer dan hierdie engagement sessies wat deur Andrew gelei word, en dan het hy ook 'n span van 4 navorsers, en ons is ook trots dat dit 4 persone met gestremdheid is, met doktersgrade, en dit alles werk dan na 'n punt toe. Ek dink Andrew sal meer daaroor sê. Dit is lekker om so 'n taakspan agter jou te hê, spesifiek om, soos wat jy nou gesê het, geleefde ervaring oor te dra. En dit eerder as 'n akademiese ervaring, meer 'n tasbare ervaring te maak vir mense wat moet besef waaroor gestremdhede gaan en hoe mense met gestremdhede sukkel. Ja, wat wil julle hê moet regerings hier uitkry? Waarheen moet hierdie gaan? Ek dink kom ons praat van Suid-Afrika vir eers. In terme van beleid is ons op 'n baie goeie plek eintlik. Ek dink wêreldwyd, as jy na verskillende lande se beleide kyk rondom inklusiewe onderwys, net as 'n voorbeeld. Op papier is die planne goed. Ja. Maar dit gaan oor die uitvoerbaarheid van of nie die uitvoerbaarheid, nie die uitvoering van hierdie beleide wat wel ooreengekom is oor. Ja. So die groot ding is om seker te maak dat die beleide geartikuleer word en 'n ware beskrywing is van wat die beleefde ervaring van persone is. Byvoorbeeld in toerisme. 'n groot probleem is byvoorbeeld om name te noem, hierdie webtuistes waar jy aanlyn kan
byvoorbeeld akkommodasie bespreek. Dit is nie toeganklik nie. En dit is 'n massiewe mark. Vir persone om net, en dit begin by die toepassing, hoe toeganklik is die toepassing, nommer 1, en dan van daar af, die plekke waar jy kan bespreek, hoe toeganklik is die plekke. Ja. Baie keer sê plekke dat die plek is toeganklik, dan kom die persoon daar, dan is dit nie toeganklik nie. Ja. En die effek daarvan is breed. Van die emosionele kant tot net die logistieke kant, dat jy nou daar aangekom en jy kan nie daar bly nie. Ja. Nou dit bly gebeur, want daar is beleide wat hierdie tipe instansies, die regering, die onderwysdepartemente voorskryf oor wat hulle moet doen, maar dit word nie geïmplementeer nie. So ek dink dis die groot ding in ons land wat groot aandag kort. In ander lande, ons het 18 lande oor Afrika wat deelneem aan ons prosesse, met verteenwoordigers, mense wat geregistreer het om deel te neem aan gesprekke, en dit is 'n soortgelyke storie. Ek dink ons is regtig gelukkig met die maat van beleid wat ons het, maar dit is implementering. Hoe belangrik is die geleentheid, die feit dat Suid-Afrika hoof van die G20 is, jy weet, vir die inklusiwiteit vir mense met gestremthede? Wel, ek dink die feit dat ons 'n ontwikkelende land is, en soos Andrew nou gesê het, Afrika lande neem ook saam met ons deel, so dit is 'n absolute geleentheid vir deel van inligting, van ons kant af na Afrika lande toe, en ook 'n klomp dinge wat ons kan leer, en dan die groot ding wat vir ons 'n bietjie van 'n ding is dat ons oorhandig nou weer aan Amerika, en ons weet nou nogal nie wat daarmee gaan gebeur nie, want ons is nou baie trots op alles wat ons gedeelde lived experiences wat ons bymekaar gemaak het, ook die desktop research en ander navorsing wat ons navorsingsspanne aan gewerk het, is nou baie ryk en wonderlike inligting vir toepassing in Suid-Afrika en Afrika, wat ons natuurlik na D20 ook verder sal vat, so dit eindig nie net by 'n konferensie hier nie. Ons gaan dit verder vat binne die lyndepartemente van ons eie land, sodat ons kan sien dat daar implementering is, want met al ons advocacy, ons voorspraakwerk, hak ons altyd maar 'n bietjie vas by die feit dat hulle sê, maar hoe wetenskaplik is dit as julle nou sê, kinders met gestremdheid is nie in skole nie, of dat daar uitsluiting is in terme van digitale ekonomie, maar nou het ons bewese feite, en dit is nou baie wetenskaplik, die inligting wat ons het, so ons kan dit verder neem. So ons is nou reg om selfs na D20 verskille te kan probeer maak met baie goeie inligting wat nou nie net ons ervaring in die veld is nie, maar wat regtig wetenskaplik op die tafel is. En hierdie verskille wat jy wil maak, is dit streeksgebonde? Is dit net Afrika, Suidelike Afrika, Sub-Sahara Afrika? Is dit internasionaal? Is dit deel van 'n groter internasionale prentjie waar ons Suid-Afrikaanse ervaring kan bydra, soos wat jy sê? Ons beleid in Suid-Afrika is redelik goed, maar waar is die verskil wat hierdie gaan maak? Ek dink die belangrike ding om te noem is dat ons het deurlopend gewerk daaraan om dit op 'n groter skaal internasionaal te doen, seker, neem ek aan. Ja, ons het deurlopend in gesprekke nie, wat in Engels kan sê, engagement sessions met persone, wat ons in April begin het, het ons maandeliks sessies gehad wat ons gestruktureer het rondom baie spesifieke uitkomste, wat belyn is met die G20 fokus areas. En ons het deurlopend met elke gespreksessie en die skrywe wat ons opgestel het, ons fokus probeer plaas op oplossings. Oplossings vir die kwessies, want dit was 'n moeilike ding om te bestuur in die gesprekke, want daar's die uitdagings wat baie mense mee leef is so groot. Ja. En baie keer, dit is nogal interessant in van die gesprekke hoe jy kan hoor die mense ervaar die ruimte wat ons opgestel het as 'n plek waar hulle kan praat oor hulle lewe. En dit is belangrik om te kan praat oor hoe groot uitdaging dit is. En ons het daardie geleentheid probeer oopbou, maar ook dit probeer kry om vir mense dat ons hoor vir jou, maar wat kan anders gedoen word. So ek dink die groot ding hier is om vanuit die sektor, vanuit die beleefde ervarings waaroor mense gepraat het, ek dink ons sit hier met 'n klomp inligting waar die persone self, individue het gesê, as dit gedoen word, kan dit beter wees. So ons fokus op oplossings, antwoorde vir die sake is groot, en dit is toepaslik regdeur. Regdeur. Kontekstueel kan dit verskil van land tot land. Ja.
maar dit is 'n belangrike beginpunt. Ja, en die feit dat dit oplossingsgedrewe is en nie net nog 'n beredenering is oor nog teorie nie, maar oplossingsgedrewe. Ja, want die ding wat jy as jy in die geskiedenis kyk, daar word baie gepraat oor mense met gestremthede. Ja. Die besluit word namens hulle geneem. Namens Ja. En dit is met goeie intensie, kom ons aanvaar dit, maar dit is nie verteenwoordig nie. Nou maar alle sterkte by die G20 vir die D20. Ons sien baie uit om te sien wat daar gebeur. Dankie vir jou tyd, Andrew. Baie dankie Trina vir jou tyd ook en ons hou duim vas om te kyk wat gebeur. Dankie vir die geleentheid om te kan praat. Ja, Nou ja, baie dit dankie. is Lekker hier by julle. Die D20 by die G20 vir mense met fisiese uitdagings waar daar bietjie meer praktiese veranderinge en oplossings sal wees vir dinge wat mense elke dag ervaar. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons oor 'n ander TV-program op Kyknet wat nou eersdaags weer 'n nuwe reeks het.